Dankie Here. Kom ons maak ons Bybels oop, ons Bybels by Genesis 22. Dis maklik, is die eerste boek in die Bybel, as jy sukkel, maak oop daar by bladsy 22. Ons het lees die afgelope tyd en Genesis is ook die leessoos is 'n fokusteks vir hierdie week. En julle sal onthou verlede week het die Duffie vir ons gehelp en ons het stil gestaan by die verhaal van Hagar, die belydenis oor wie God is in haar lewe, die God van ontferming. En van julle het ook Bybelstudies gedoen die afgelope week daaruit. En vanoggend sluit ons die Abraham verhaal af met hierdie teks in Genesis 22. Genesis 22 vanaf vers 1. Terwyl ons die Bybel so oop het, kom ons vra ook die Here se seën by die lees. Leer ons U vertrou, o Here. Leer ons lewe U ter ere. Leer ons reken op U krag en leer ons sing selfs in die nag. Leer ons hoop in moeilikhede en die dank in ons gebede. Voor U leef met stil ontzag. Gee ons vreugde elke dag. Ja Here, gee ons vreugde elke dag. En Here, leer ons om ons nie te kwel nie, of oor môre te ontstel nie. Ons is hier aan U verbind. Maak ons rustig, soos 'n kind. Soos 'n kind, soos klein Connor, wat sy pa, sy ma vertrou. Here, na wie toe anders sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die heilige van God is. Daarom kom sit ons aan U voete en luister ons nou na U. Amen. Genesis 22 vanaf vers 1. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê. En Abraham het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir 'n brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie, ek en die seun wil daarheen gaan, ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kolevuur en die mes gevat. So het hulle 2 saam geloop. Isak sê toe vir Abraham sy vader, Pa, en hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kolevuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 saam geloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, van my teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy, daar's 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here daarna 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, by myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het en nie jou seun, jou enigste van my teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën en jou nageslag
so geweldig vermeerder, soos die sterre aan die hemelruim, en soos die sand wat langs die seestrand is. Jou nageslag sal die stadspoorte van hulle vyande in besit neem. Al die nasies van die aarde sal wens om so geseën te wees soos jou nageslag, omdat jy na my stem geluister het. Abraham het toe teruggekeer na sy dienaars en hulle het opgestaan en saam met hom na Berseba gegaan. Abraham het in Berseba bly woon. Tot sover. Dis betekenisvol dat ons dit saam met die doop lees hierdie teks vanoggend, né? Die verhaal in Genesis 22 is om die minste daarvan te sê 'n skrikwekkende verhaal. Ja, julle sien die prentjie, dis 'n 2 tot 18 storie hierdie. My vrou vra my die afgelope week, ons sit so lekker in koffie drink en sy sê, jy preek Sondag? Ek sê ja. Maar hoe preek jy? Ek sê man, ek wil iets sê oor Abraham wat vir Isak offer. Sjoe, dis rof, sê sy. Ja, dis rof. 'n Mens weet amper by tye nie lekker hoe om daaroor te dink nie, nê. Dat God vir Abraham kan vra om sy seun te offer. Ons almal wat kinders het, kan ons net indink hoe so 'n ervaring in 'n mens se lewe sou moes ingryp. Of aan die ander kant, omdat die storie dalk van kleintyd af so bekend is, ons ken dit en ons weet hoe dit gaan uitloop, hoe die storie eindig, ons stel dit ons dalk nou nie meer so baie nie, nê, as ons dit lees nie. Maar dit is 'n ontstellende storie. 'n Legende uit die Joodse literatuur, soos opgeteken deur Elie Wiesel, vertel die verhaal vanuit Isak se perspektief. Die komplikasie van hierdie verhaal was dat Isak nooit heeltemal agterna oor hierdie kinderervaring gekom het nie. Nooit heeltemal goed herstel het nie. Want terwyl hy daar op die altaar gelê het, het hy vir 'n oomblik in sy pa se oë gekyk en gesien dat sy pa regtig gereed was om hom te offer. Nie net omdat hy 'n tiener was nie. Maar dat sy pa gereed was om hom te offer. En daardie kyk in sy pa se oë kon Isak net nooit agterna vergeet nie. Dit het hom met diep emosionele sielkundige letsels gelaat, so lui die legende. 'n Ander legende weer lui dat toe Abraham en Isak net daar by die huis weg is, het Abraham natuurlik nie 'n woord hieroor aan Sara gerep nie. Niks gesê nie. Sara het natuurlik nie geweet wat aangaan nie. Maar toe Abraham nou by die huis terugkom en haar vertel wat amper met hulle kind gebeur het sy glo 6 keer gegil en dood in mekaar neergesak. 'n Ma. Dis gelukkig net 'n legende. Maar behalwe vir die skrikwekkende detail van hierdie verhaal moet 'n mens onthou dat Isak die seun van die belofte was. Hy was 'n onontbeerlike skakel in God se plan vir die redding vir die wêreld en nou kom eis God sy lewe. Al lê iets van die onverstaanbaarheid van hierdie opdrag in God se woorde aan Abraham daar in vers 2 as hy sê: "Neem jou seun Isak, jou enigste wat jy baie liefhet, en gaan offer hom." Jou enigste wat jy baie liefhet. Isak is Abraham se enigste kans op 'n nageslag. En hy het so lank gewag vir hom. Daar sal nie nog so 'n kans verbykom ook nie. Isak was die kind wat hy gekry het toe dit fisiologies gesproke eintlik reeds lankal te laat was om kinders te kry. Sara het ook nie meer tande gehad nie. Dis 'n ontstellende storie. Om te wag tot 'n mens te oud is en dan vir hulle 'n kind te gee en om net dan die kind weer terug te vra. Dis dan net te erg. Om die waarheid te sê, ek het regtig gehoop my navorsing oor hierdie teksgedeelte sou my op een of ander eksegetiese juweeltjie laat afkom wat die teks sou omkeer, sodat dit nie sê wat dit oënskynlik hier sê nie. Ek sou graag 'n insig wou bied waarmee ek die preek vanoggend kon begin met. Hierdie is regtig een van die eenvoudigste verhale in die hele Bybel, omdat God nie werklik vir Abraham gevra het om sy kind te offer nie.
God sou tog nooit iemand se geloof op hierdie manier toets nie. En Abraham was al ongehoorsaam aan baie makliker opdragte as hierdie een. Hy sou beslis nie hierdie keer vir God gehoorsaam nie. Hierdie teks, hierdie verhaal is regtig moeilik. As jy reg onthou, begin Abraham se verhaal met gehoorsaamheid aan God. Daar in Genesis 12 begin die storie. God roep vir Abraham, hy sê, Abraham, trek weg uit jou land uit jou familiekring, uit jou familiehuis, daar waar jy lekker tuis is, waar jy rykdom het, waar jy gemaklik is. Trek uit daarna waar ek jou sal wys, die onbekende in. En hier in Genesis 22 bereik ons nou die einde van Abraham se verhaal, en as jy nou mooi luister en fyn oplet, dan hoor jy daarin parallelle of ooreenkomste met die begin van Abraham se verhaal. Vers 2 weer. Neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet. Gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. En Abraham is gehoorsaam. Volgens die Ou Testamentiese geleerde Terence Fretheim begin Abraham en eindig Abraham sy reis saam met God deur op God se bevel die onbekende in te waag. Die eerste opdrag sny Abraham van sy verlede. En die laaste, hierdie tweede opdrag, dreig om hom van sy toekoms af te sny. Abraham word die onbekende ingestuur. God beveel en Abraham is gereed om te gehoorsaam. Maar het julle opgelet, die gebrek aan besonderhede, aan detail in hierdie verhaal. Daar's nie 'n enkele woord oor Abraham se emosionele toestand gedurende hierdie 3 volle dae van reis op pad na Moria toe nie. Ons weet nie wat Abraham voel, wat hy dink nie. Dan sê die slim ouens, dit dien eintlik as 'n uitnodiging aan my en jou. As die skrywer ons nou nie vertel hoe Abraham voel nie, dan word ons genooi om onsself af te vra, wel as dit nou ek was, wat sou ek gedoen het? Hoe sou ek gereageer het? Hoe sou ek gevoel het? Is ek regtig seker dit was God se stem wat my gesê het om hierdie ding te gaan doen? En wat van al die vorige beloftes? Johannes Calvin skryf in sy kommentaar hierdie gedeelte aan sê, in hierdie situasie staan die beloftes van God en die opdrag van God lynreg teenoor mekaar. Mens weet nie lekker wat om daarmee te maak nie. God se opdrag en sy beloftes. God sê ek gaan vir jou nageslag gee. God sê gaan vernietig jou nageslag. Mens verstaan dit nie lekker nie. Wat moet ons daarmee maak? Nou my en jou oordeel Abraham waarskynlik, wat sou gebeur as ek eenvoudig nie hierdie opdrag gehoorsaam nie? Hoe gaan ek dit vir Sarah vertel? Weerens uit 'n kommentaar, daar's geen insig in Abraham se innerlike lewe nie. Al wat ons kry is 'n reeks werkwoorde. Dis saaklik, nê. Nee. Abraham het opgesaal die donkies. Hy het saamgeneem, hy het die hout gekloof, hy het vertrek, hy het opgekyk, hy het gesien. Saaklik. Ons hoor niks van gevoelens, niks innerlike stryd, niks nie. As ons enige iets oor Abraham se innerlike, sy emosies en sy moontlike wroging in hierdie teks gaan aflei, dan hoor ons dit die beste in sy gesproke woorde. Toe die reisgeselskap by die voet van die berge aankom, dan sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier by die donkie. Ek en my seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en ons sal dan na julle terugkom. Ek kan nie dink dat Abraham die plan, God se plan, se opdrag volledig begryp het nie. En tog lyk dit of Abraham oortuig was dat hy geglo het God sal dit op die een of ander manier regmaak. Dat hy Abraham saam met sy seun van die berg sal afkom. Ons hoor byvoorbeeld ook hoe Abraham die brandhout op Isak se rug gelaai het om teen die berg uit te dra. En hoe Isak dan in 'n stadium vra, pa, hier is die kolevuur in die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Ek kan nie dink
hoe daardie eenvoudige vraag 'n dolk in Abraham se hart gesteek het. Want waar was die offerlam? Abraham vind uiteindelik die woorde: God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Weens lyk dit nie asof hy alles reeds verstaan nie, maar Abraham het geglo dat God iets sal voorsien. En uiteindelik volgens die geleerde Oud-testamentikus Fretheim, vertrou Abraham vir God. Vertrou Abraham dat God se beloftes en sy opdrag nie teenstrydig is nie. Wat 'n konflik daar ook oënskynlik mag wees, dit is God se saak en hy sal dit oplos, want hy kan. Hy is God. Wat van Isak? Ons vind ook nie baie gegevens oor Isak in hierdie verhaal nie. Maar ons weet dat Abraham die groot bondel brandhout op Isak se rug vasmaak vir die tog in die berg uit. So Isak moes dus oud genoeg gewees het om daardie ekstra gewig te dra. En dit beteken waarskynlik ook dat hy oud genoeg was om terug te beklei as sy pa se plan duidelik geword het. Een van die vroegste kommentatore op die gedeelte Josefus wys daarop dat Isak oud genoeg was om 'n vernoot te wees in Abraham se gehoorsaamheid. En van die latere kommentare ondersteun hierdie interpretasie. Isak was ook gehoorsaam. Hoewel al drie die Abrahamitiese godsdienste, die Jodendom, Islam, die Christendom, hierdie verhaal deel, is dit slegs in die Christelike verbeelding dat hierdie verhaal vooruitwys na 'n nog groter verhaal. Die Jesus Storybook Bible vertel vanoggend se teks vir kinders. En dan verwoord Sally Lloyd Jones die slot van die verhaal. Ek wil dit gou vir julle lees want dit is vir my so mooi. Sy skryf: terwyl hulle daar op die bergtop gesit en kyk het, dis nou Abraham en Isak, hoe die gloeiende kole van die vuur in die koel naglig uitdoof, met die sterre wat bo hulle in die fluweelagtige hemel blink, het God Abraham en Isak gehelp om iets te verstaan. God wou hê sy mense moet lewe, nie sterf nie. God wou sy mense red, nie straf nie, maar hulle moes hom vertrou. Eendag sal iemand in jou familie gebore word, het God aan hulle beloof, en hy sal vreugde vir die hele wêreld bring. God was besig om vir die hele wêreld 'n wonderlike geskenk gereed te maak. Dit sou God se manier wees om vir sy mense te sê, ek het julle baie lief. Baie jare later sou 'n ander seun met 'n hoofletter 'n heuwel uitklim met 'n swaar vrag hout op sy rug. Soos Isak sou hy sy vader vertrou en doen wat sy vader vra. Hy sou nie stry of wegvlug nie. Wie was hy? God se seun. Sy enigste seun wat hy baie lief het. Iemand deel ook die volgende wonderlike perspektief wat by my resoneer. Hy sê, dis sy wat dit geskryf het, sy sê, God is nie so seer getoets of Abraham glo nie, maar eerder in wie Abraham glo. Sy wil eintlik sê, hierdie gedeelte wil eintlik nie iets oor Abraham se geloof sê nie, maar wil eintlik iets van God sê. Die toets was eintlik 'n toets vir God gewees. Kom ek probeer dit gou verduidelik, want dit is vir my so mooi toe ek het ontdek. Die toets in hierdie gedeelte was eintlik God se toets. Vir ons wat gedoop is en met die doopsakrament vanoggend meegeleef het, is dit veral baie betekenisvol. Die toets vir God was, gaan God sy beloftes hou? Of gaan hy dit breek? Gaan God hom hou aan sy verbondsbelofte, 'n groot nageslag vir Abraham deur Isak? Ons sien die einde van hierdie verhaal, hoe God dit weer sweer by homself, julle gehoor. En so bewys dat hy anders is as die beeld wat mense van gode gehad het. Ja, God het Abraham se godsbeeld getoets om te sien hoe Abraham se prentjie van God lyk. Het Abraham gedink, God is soos al die ander gode wat kinderoffers soek? Of het Abraham juist besef dat God soveel anders is, dat God die een is wat voorsien,
Dat God tog die een is wat gee, nie neem nie, wat red en nie veroordeel of straf nie. God hou al sy beloftes. Kom ek sê dit weer. God hou altyd sy beloftes. En hier skryf Martin Luther meermaal is so aangrypend. Hy sê ons grootste toets kom juis oor ons pad wanneer daar dinge gebeur wat ons net glad nie verstaan nie, omdat dit vir ons lyk of God besig is om lynreg in sy eie planne in te gaan. Here, U dan nou beloof dat U gaan uitkyk vir my kinders. Hoekom gaan dit nou so? Het U self verbind om my God te wees en my te seën. Hoekom beleef ek dit nou? Ons geloof word werklik getoets wanneer dit lyk of God op 'n manier volkome in teenspraak met homself optree, skryf Martin Luther. Maar dan lê daarin ook 'n stukkie troos. In hierdie gebeure sien ons dat sulke dinge maar in die lewe gebeur. Ook met goeie mense, getroue gelowiges. Ook aan my kan daar soms snaakse, byna skrikwekkende toetse vir my geloof gestel word. Ook my eie kinders kom soms in die gedrang. Weet ek dit nie maar self al te goed nie. En nou is die troos, wanneer dit gebeur, kan ek weet dat ek nie die eerste is met wie dit gebeur nie. En verder, omdat ek en jy vir Jesus ken, het ons die voordeel dat ons meer van God en van sy hart en van sy werklike intensies weet as wat Abraham ooit sou kon weet. Ons is verbondskinders. Ons is gedooptes. Ons het die merkteken van die Here gekry wat sê hy dat hy homself in ons verbind het. Hy het dit voor getuies gedoen toe ons gedoop is. Ek bid gereeld so vir my kinders, wil julle ook nooi om dit te doen. Here, hy sê hy is 'n gedoopte. Het U merkteken. En met tydmal as ek bid vir iemand daar in die hospitaal, dan sê ek dit ook, Here, hierdie persoon is 'n gedoopte. Het U self aan hom verbind, om hom te seën. Op grond daarvan kom pleit ek dat U hom gesond sal maak. Om die Here te herinner aan sy beloftes, sy verbintenisse. Ek weet daar was 'n tyd in my lewe dat my hart ook gepyn het oor een van my kinders. En toe Tannie Hanietjie vir my gesê, hy is 'n gedoopte. Ek bid vir hom. Vandag dien hy die Here mooi. Ja, ek moet partymal nog vir my kinders sê, wees versigtig vir daai ou mens wat weer kop uitsteek. Julle ook, nee. Partymal moet ons kinders sê, wees versigtig vir daai ou mens wat nog kop uitsteek. Moenie daar wees nie, man. Dit is allemaal wonderlike vreugde en troos, dat ek die Here kan herinner, dat my kind gedoop is. Het jouself verbind. Dr. Connie Burger deel nog 'n baie mooi perspektief wat ons kan help om sin te maak van sulke gebeure. Hy haal die teksvers in Hebreërs 11 aan. Kom ek lees dit eers gou vir julle. Julle ken hierdie vers. Deur geloof het Abraham toe hy getoets is, Isak as offer aangebied en was hy op die punt om sy enigste te offer. Hy wat die beloftes ontvang het, aan wie gesê is, deur Isak sal vir jou 'n nageslag wees, omdat hy gereken het dat God die mag het om ook uit die dood op te wek. Waar het hy vergeelik gesproke, om ook terug ontvang het. Dis 'n aardige opmerking hierdie, maar in vers 17 word gesê dat Abraham Isak wel geoffer het. Ons lees nie dat Abraham vir Isak wou offer of hom sou geoffer nie. Daar staan in soveel woorde, gaan lees dit gerus ook in die 33 vertaling, wat dit net so sê, Abraham het vir Isak geoffer.
En dat hy hom eers na die tyd weer uit die dood teruggekry het, vers 19. Ja, natuurlik weet ons dat Abraham nie sy kind fisiek geoffer het nie, maar aan sy hart was hy volkome bereid om dit te doen. Die 83 vertaling vat die essensie so saam, dit sê Abraham het vir Isak as offer afgestaan. As offer afgestaan. Wat wil dit vir ons sê? Wat moet ons hiermee maak? Vir een ding, dinge sou nooit weer vir Abraham en Sarah dieselfde wees hierna nie. Hulle het Isak teruggekry, maar nie om hom weer te besit soos vroeër nie. Abraham sou nooit weer na Isak kon kyk sonder om te weet hierdie enigste kind wat hy baie lief het, is eintlik God se kind. Isak is maar net vir hom en Sarah geleen. Ja, natuurlik mag en moes hy Isak nog lief hê. Natuurlik kon hy sy kind elke dag nog vasdruk teen sy bors, maar hy sou dit voortaan met sagte hande moes doen. Nooit weer asof die seun sy eiendom was nie. Die gawes van God mag en kon nooit belangriker wees as God self nie. Maar nou nog 'n laaste vraag waarmee ons teks ons ook wil help. Waaroor ek saam met julle wil dink. Hoe oorleef 'n mens so 'n toets? So 'n geloofstoets waarin ek en jy mag beland? Hoe oorleef ek so 'n toets? Hoe kom 'n mens daardeur as so 'n situasie op jou afkom of as jy in so 'n situasie beland? Ek dink die geheim lê opgesluit in vers 8 in die antwoord wat Abraham vir Isak gee op sy vraag waar die offerlam dan is. My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. 'n Mens kan nou vra soos wat die een student op 'n dag van die dominee gevra het. Dominee, het Abraham dan nou vir Isak gejok in hierdie geval? Terwyl hy eintlik geweet het hy gaan vir Isak offer. Het hy dan nie vir Isak hier gejok nie? Want daar was nie 'n offerlam gewees nie. Ek dink nie Abraham het self geweet wat die presiese uitloop gaan wees nie. Maar hy het wel een ding geweet. Hierdie God doen wel soms snaakse dinge. Hy laat jou soms op plekke kom en in situasies beland waar jy nie uit eie keuse sou wees nie. Ek weet dit ook maar te goed. As jy self sou moes kies, dan sou jy nie daar gewees het nie. En tog was dit ook nog altyd so dat hierdie God ook altyd op die ou einde sorg dat dinge reg uitwerk. Hy's 'n God wat mooi kyk na sy kinders. 'n God wat weet wat hy doen. En een aan wie jy maar jou lewe kan vertrou. Ja, selfs met die brose lewe van jou kinders. Hy's 'n God van sy woord. As hy jou iets beloof, kan jy dit maar glo. As hy jou iets vra, kan jy dit maar gee. As hy jou 'n opdrag gee, kan jy dit maar doen. Al klink dit by die eerste hoor so 'n bietjie onsinnig. Of dit nie gaan werk nie. Dit is die paslike belydenis waarmee hierdie Abraham geskiedenis eindig. En waarvan Abraham telkens sou kon getuig as ek en jy met hom 'n onderhoud kon voer. Vers 14. Op die berg van die Here sal voorsien word. Die God van Abraham kan vertrou word. Hy hou altyd sy beloftes. Amen. Terwyl ons so met ons oë toe sit by die voete van die Here, kom ons reflekteer en reageer op dit wat ons vanoggend gehoor het uit die skrif. Is daar dalk 'n situasie in my lewe tans wat ek nie verstaan nie en waarmee ek sukkel om God se hand en bedoeling raak te sien? Of dalk 'n opdrag waarmee ek worstel? Bring hierdie saak eerlik voor die Here en vra hom om jou te help om hom te vertrou, selfs wanneer jy nie al die antwoorde het nie.
Is daar iets of iemand wat ek so styf vashou dat dit vir my belangriker geword het as my vertroue in God self? Dink na oor Abraham wat Isak as offer afgestaan het. Wat vra die Here van jou om met 'n sagte hand vas te hou? Waar het ek in die verlede reeds ervaar dat die Here voorsien, my gelei het, of sy beloftes nagekom het? Dank hom daarvoor. En vra vir die genade om hom op dieselfde wyse vandag en môre weer te vertrou. Vader, dankie dat U die God is wat getrou bly aan al U beloftes. Wanneer ons deur moeilike en onverstaanbare tye, situasies gaan, help ons om dit te onthou, dat U altyd weet wat U doen. Vergewe ons waar ons soms meer op ons eie begrip vertrou as op U. Leer ons om alles wat vir ons kosbaar is met oop hande aan U toe te vertrou. En help ons, Here, om te onthou dat elke goeie gawe uit U hand kom en eintlik en uiteindelik aan U behoort. Here, gee my die geloof van Abraham om te kan sê, die Here sal voorsien, selfs wanneer ons nog nie die uitkoms kan sien nie. En dankie dat ons in Jesus Christus mag weet hoe groot U liefde vir ons is en dat U altyd getrou bly. Amen. Kom ons sing 'n slotlied van lied 489, vers 1 en 3. Kom ons sing dit staande en dan bly ons staan vir die seënbede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.